Goeiemôre, good morning, how are you? Ting ting, is dit lekker en is jy reg vir vandag? Elsa. Hey, nee. Hey, kyk hoe kyk sy vir my en kyk sy vir jou. Nee, kyk hier Sopieta, ons het daai lied in die hart gemis, hoor. Dankie. Dis nou die eerste keer in 'n lang tyd dat jy oggend weer so begin. Dis die winterliedjie in my hart. Sjoe, Ja. pragtig, Hoe pragtig. lyk dit daar waar jy ook in die pragtige Suider-Afrika na ons loer vanmôre? Lekker koud, klap jy tande of is jy gemaklik en tevrede met die Stuur gerus 'n foto. weersomstandighede? Deel Ja. gerus 'n foto op ons sosiale media platforms. Asseblief, doen dit. Intussen wil ons weer sê word gemaklik, ontspan en maak gereed vir 'n propvol program. En so gepraat daarvan, Pieta, wat gebeur vandag? Man, ek lees dit graag vir jou. Laat ek nou net kyk, hier lyk ek weer. Daar sy. Vandag kyk ons na allergieë in al hul forme. Hoe's daai? Pragtig. Ek Hè? hou van die artikulasie. Klink soos Gaan een van die voort. radiostasie 54 jaar terug. Vandag kyk ons na allergieë in al hulle forme tydens die Wêreld Allergie Week saam met Dr. Sureta Kannenberg van die Allergie Stichting van Suid-Afrika. Ons gesels met Springbok legende en die 2007 Wêreldbeker wenner John Smit. Oor sy loopbaan en daarna, jy weet, en ons gaan ook 'n bietjie gesels oor hy's ambassadeur van die CEO Challenge. Sien ek wel te veel, John Smit, saam met Johnny Burger. Oh, great om hulle hier te hê. En ons kry 'n voorsmaakie van die nuwe musiek van Dian Roux. As 'n enkels dit die ergste. Dit klink erg. Die ergste, maar dit gaan die mooiste wees. Die ergste. Die ergste gaan So een van die ergste mooiste. na die mooiste, na die mees interessante. Laat Pieta, ons hoor, laat Ek ons het hoor. vir jou 'n interessante brokkie inligting wat ek met jou moet deel. Ek luister graag. Met die toenemende druk van angs, stres en geestesgesondheid onder jong mense, oorweeg die regering nou 'n verrassende hulpmiddel vir Suid-Afrikaanse skole en colleges, naamlik yoga. Voorstanders meen dat yoga fokus kan verbeter, angs kan verminder en selfs akademiese prestasie 'n hupstoot kan gee. Nou die voorstel is onlangs tydens die internasionale dag van yoga in Durban bespreek. Adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Nomusa Dube-Ncube, het saamgestem dat jong mense vandag onder geweldige druk verkeer. Sy het verwys na die ernstige uitdagings by universiteite en colleges waar akademiese druk en sosiale probleme, of liewer maatskaplike probleme, dikwels tragiese gevolge het. Sy het selfs genoem dat verskeie studente aan die Durban University of Technology verlede jaar hulle lewens verloor het, wat baie sleg is. 'n duidelike teken dat dringende ondersteuning nodig is. Nou Dube-Ncube glo dat yoga studente kan help om beter fokus en emosionele veerkragtigheid te handhaaf. Die doel is om 'n leeromgewing te skep waar angs deur fokus vervang word en waar jong mense beter toegerus is om versoekings soos dwelms, geweld en dobbelary te weerstaan. Volgens die Sivananda World Peace Foundation is die resultate in skole waar yoga-programme aangebied word reeds sigbaar. Hulle meld dat sommige van hierdie skole merkwaardige verbeterings in hulle akademiese prestasie toon. Nou ek weet, hierdie is 'n internasionale dag, ons moet dit net baie duidelik maak, Ja. wat deur Indië in samewerking met die Verenigde Nasies, jy weet, ingestel is of geïmplementeer het. En ek het nou die dag gesien dat die eerste minister van Indië dit ook gevier het en sommer self, jy weet, 'n paar yoga oefeninge gedoen het daar op 'n maatjie. Dit lyk vir my asof dit 'n mens kan laat ontspan, maar dit lyk ook nie vir my so maklik nie. Ja, ek dink dit laat jou vir 'n oomblik net vergeet van alles en jou konsentreer om daardie dele van jou liggaam reg te laat strek en rek en al daai goed. Ek moet sê, ewen in my gimnasium, Het jy dit al gedoen? ek dink dalk vir 'n insetsel met Koela en so bietjie. En hier het ek ook al 'n bietjie ek het mos so bietjie die ding probeer doen saam met die dame. Ek moes nog my Ja. skoentjies uittrek en al daai geite doen. Maar ek moet daarom vir jou sê, ek dink dis 'n interessante storie. Baie interessant, want sal ek dit doen, sal ek dit oorweeg het? Seker maar, hè, dis 'n nuwe vorm van LO soos ons hom geken het, liggaamlike opvoeding in die ou dae. Ons het dit nie so geken nie. Dit Nee. was vir ons lewensoriëntering. Jy sien hoe die dinge Jy sien. verander het. Maar ek dink dit kan help. Weet jy wat, dit is vir my wonderlik om te weet dat die regering aandag gee aan hierdie soort kwessies, want ek dink die jong mense van vandag beleef meer druk. Iemand sê nou die dag vir my, ja, maar hulle het dit nooit anders geken nie, maar ek dink op die einde van die dag maak dit nie eintlik saak nie. Dit gaan oor die feit dat hulle baie vinniger, baie ernstig oor hulle toekoms moet wees. En ek dink
dit is vir my sleg dat hulle nie vir 'n langer tydperk net Ja, nog 'n bietjie kan kind kan wees, wees nie. Ja, nee, en akademiese druk was daar maar nog altyd. Ek dink oor die jare deur sal jy altyd akademiese druk ervaar het en so, maar ek dink die sosiale druk deesdae is, want ek wil wees soos die een wat ek sien op sosiale media en. I want to be somebody that I can't be, of I want to be somebody else, maar in elk geval. Dis my 50 sent. Maar nou is ons weer terug by 'n baie interessante enetjie. KI. En ons hoor gereeld dat kunsmatige intelligensie en robotte besig is om mense se werk oor te neem. Maar nou lyk dit of selfs straatbedelaars kompetisie het. Mensagtige robotte wat met QR-kodes vir donasies op Chinese strate sit, het wêreldwyd opslag gemaak. Hierdie robotte is onlangs in stede soos Beijing, Chengdu en Wazhou. Is dit die regte ene daar? Dit klink vir my reg. Nee, jy's mos op die Chinees, die hou van die oosterse tale. Foto's wat aanlyn versprei is, wys gevorderde masjiene wat op die vloer sit of kniel. Hulle hou plakate vas met boodskappe soos: "Help my om my elektrisiteitsrekening te betaal en ek het nie geld om my battery te laai nie." Langs hulle is QR-kodes sodat voetgangers en verbygangers sommer elektronies 'n geldjie kan skenk. Die tonele het vinnig 'n vurige debat op sosiale media ontketting. Sommige mense sien dit as nog 'n voorbeeld van hoe KI al hoe meer menslike rolle oorneem. Ander is egter skepties en vermoed dat dit eerder slim bemarkingsveldtogte is. Installasies of sosiale eksperimente, wie sal weet. Kenners wys daarop dat hierdie tipe van robotte verskriklik duur is om te vervaardig natuurlik en finansiëel gaan dit nie sin maak om sulke hoë tegnologie masjiene vir straatbedelary in te span nie. Wat dink jy? Wat sê jy? Sjoe. Dis nou 'n interessante storie. Dit is baie interessant. Ek sal net aanvanklik dink dis een van bemarkingsfofie. Iets word bemark, iets word uitgetoets. Daar is iemand wat soos oom Leon met sy candid camera weldra daar sal sit om die masjien op te pas. En ek dink is dalk om mense se reaksie uit te toets. En ek dink dit sal 'n interessante navorsing wees om te sien hoe mense reageer. Ja. Reageer hulle makliker om vir 'n robot geldjie te gee of vir 'n mens 'n geldjie te gee? Dit is 'n sosiale eksperiment, sê ek jou nou. Persoonlik dink ek die mens sal steeds wen in Ja, die geval. nee, ek stem. Wen. Nee, daar is Nee? definitief 'n bemarkingsfofie. Ek sal 'n QR-kode daar sit om te sê, jy weet nie wat jy mis as jy nie goeiemôre, good morning kyk nie. Nee? Nou ja, toe. So druk die Daar is regte nou vir knoppie. jou 'n idee, Pieter. Druk die regte knoppie en hier gaan ons. Kink, kink, kink. Onthou jy ons KI dansie? Dit was Of ietsie wat dit ons was gedoen. meer dit. Oor dit was dit. Ja. Sy Jy sien maar jy kan so lank werk aan 'n paar danspassies en dit sal vir my interessant wees om te sien hoe jy soos 'n robot gaan staan en dans by Hier sien jy, feeslig. ons kry daai mense wat hierdie body paint doen en julle maak my een of ander KI robot. Ek stem daarvoor. Maak ons 'n KI, dan gaan doen ons eie sosiale eksperiment. Hoe's Nee, daai? ek sal sit en dit afneem. Is dit? Jy gaan staan en dans. Sy sal net sit en giggel. Ek hoor al vir El so lekker giggel sy. Maar ja, jy weet net bly daar waar jy is en ons gaan nog baie lekker gesels. John Smith natuurlik later hier, Dian Roux en alles wat nodig is om hierdie dag van jou op te kikker en jou in die regte rad en by, of is dit lyn, te kry vir hierdie dag wat voorlê. Bly net waar jy is en kuier saam met ons hier by Goeiemôre. Good morning.